Okay. Hulle sê vir jou bestudeer die stroombaan hieronder, die interne weerstand van die battery en enige weerstand van die drade kan geïgnoreer word. Hulle sê vir jou bereken die waarde van resistor R indien die totale weerstand van die stroombaan 4,8 is. So wat ek hou daarvan om te doen, veral as jy 'n parallelle kombinasie het, is om te kyk waar loop jou stroom oral. So ek begin met een kleur highlight en dan highlight ek totdat hy op 'n punt kom wat hy moet opsplit. So daar kom hy nou op 'n punt wat hy moet opsplit. So ek kan nou besluit hy gaan of onderdeur of hy gaan bodeur, maar hy kan nie altyd, dis nie 'n loop nie. Hy kies. Okay, so hierdie stroom gaan sommer nou besluit hy gaan onderdeur gaan en dan weer terug na die battery. 'n Ander gedeelte van die stroom spring uit. Okay, ek eintlik moet die stroom ons van positief na negatief wees. So kom ek teken hom aan hierdie kant om. En dan, hy kies weer die ander roete. Hy gaan weer daardeur. So onthou, enige resistors wat in serie is, kan jy net by mekaar optel. Maar die oomblik wat hy nie in serie is, wanneer hy in 'n parallelle kombinasie is, dan gebruik jy daai 1 op R parallel is gelyk aan 1 op R1 plus 1 op R2. Nou daai R1 en R2 staan nie vir resistor 1 en resistor 2 nie, dit staan vir tak 1 en tak 2. Ek het net 2 takke, my stroom het net 2 keer verdeel, so ek gaan net 2 breek hê. Ek gaan nie 1 op daaiene plus 1 op daaiene plus 1 op daaiene plus 1 op daaiene hê nie. So jy gaan basies 'n tak hê vir die rooi en jy gaan 'n tak hê vir die blou. So die totale weerstand van jou rooi tak is R plus 2R plus 3R, dis 6R. So jy werk met 6R. En die totale weerstand van die boonste tak is 4R. OK. Nou sê hulle vir jou dit is mos nou gelyk aan die totale weerstand is 4,8, maar jy kan nie net dit gelykstel aan 4,8 nie, dis 1 op die totale weerstand, so 1 op die parallelle weerstand, so dis 1 op 4,8. En dan, jy kan nou, die maklikste om hier te doen is om daai 1 breek te kry. So onthou vir jou om 1 breek te kry met jou noemers dieselfde wees, né? So, jy kyk wat is die KGV van jou noemers, ek gaan nou sommer werk met 12R. Dan kyk jy met wat moes ek die 6R maal om 12R te kry, ek moes dit maal met 2, so dan maal ek bo die lyn op met 2. En met wat moet ek die 4R maal, ek het dit gemaal met 3, dan moet ek bo die lyn op maal met 3. En dan kan ek hulle by mekaar plus, so dis 5 op 12R. En dan as ek wil ontslaa raak van my breuke, dan maal ek oor kruis. So dan maal ek daai met mekaar. En ek maal daai met mekaar. En dan as ek vir R alleen wil hê, moet ek ontslaa raak van nie maal 12, so ek moet aan die ander kant deel 12. Wat is dit dan? 5,8 maal 5 is 24. Okay. Kyk hoe mooi. 'n heel getal. Jy lê right met hom. Kom ons begin by die heel begin. Wat ja. Is die wat Ja. Maar Wat sê vir jou maar die stroom by die 4R. daai ene. En dan moet jy toe dat die volt gaan uitwerk vir die 4R. Ja. Jy kon daar begin het, ja. Kom ons kyk net wat gebeur in 'n stroombaan, hè. Jou ladingkie spring weg. Nou hardloop. Wat lees 'n voltmeter? Hy lees hoeveel energie word oorgedra aan 1 coulomb lading. So dis soos die mensies wat jou resies hardloop, né? Dit sê vir jou hoeveel verbrand elke een, nie altesaam nie, elke een wat daar deur hardloop. So met ander woorde, hulle spring nou weg daar by die beginpunt. Sê nou maar hulle het 10 volts om mee te begin. Dis soos 10 joules energie elkeen. Nou hardloop hulle. Nou die blou groepie gaan net deur daai ding. Dis die enigste ding waardeur hulle hardloop, is daai ene. So met ander woorde, hulle moet al 10 joules wat hulle het, moet daar gebruik word teen die tyd wat hulle by die einde weer kom. Jou rooi groepie het hulle 10 joules om daar te gebruik
en daar te gebruik. Sodat teen die tyd wat hulle terug is, hulle al 10 joules op het. So dis hoekom die volts oor daai ene nie dieselfde is as die volts oor daai ene nie, want hulle moet nog hulle energie daar en daar gebruik. Die reël by parallelle bane is die volts oor die takke is dieselfde. So die volts oor daai een moet dieselfde wees as die volts oor daai hele onderste rooi tak, want elke persoon moet tussen daai punt en daai punt dieselfde hoeveelheid energie gebruik. Jy word ook nou uitwerk. So jy begin, as jy nie weet waar om te begin nie, begin met dit wat hulle vir jou vra. Hulle vra vir jou bereken die lesing op die voltmeter, daai voltmeter. So met ander woorde, wat het ek nodig? My goue vergelyking van elektrisiteit, kom ek maak net spasie. My goue vergelyking vir elektrisiteit is V is gelyk aan I mal R. Nee? So vir my om sy volts te kan hê, ek het sy weerstand. Sy weerstand is, ons het mos gesê, dit is, R is 2 ohm, so hierdie is 2 ohm, hierdie enetjie is 8 ohm, hierdie enetjie is 6 ohm, hierdie enetjie is 4 ohm. So ek weet hy is 4 ohm. Die probleem is vir my om sy volts uit te werk, het ek sy stroom nodig. Okay, so begin maar dadelik met dit wat hulle vir jou vra, en dan laat dit wat jy dan nodig het vir jou lei. En dan vra jy jouself af, okay, hoekom het hulle dan vir my daai inligting gegee? Hulle het vir my inligting gegee oor die 4R resistor. Hulle gee vir my sy stroom. So nou kan ek gaan uitwerk wat is, as ek die stroom deur hom het en ek het sy weerstand, dan kan ek sy volts uitwerk. En as ek sy volts het, dan weet ek wat is die volts van die hele onderste tak. En ek weet wat die weerstand van die hele onderste tak is. Dan kan ek die stroom deur die onderste tak uitwerk, soos wat ek dit nodig het. Onthou, dis 'n 5-punt som, so dit is nie net 'n een stappie ding, jy gaan maar meer as een stap hê. So nou gaan kyk jy, V is gelyk aan I mal R vir die 4R resistor, né? Die stroom deur hom is 1,8, sy weerstand is 8, wat kry julle dan? 14,4. Okay, so nou weet ek die volts vir hierdie hele rooi tak, daai volts, is 14,4. So as ek die volts, ek gaan hom sommer nou vir die rooi deel, vir die rooi tak, is 14,4. Die weerstand van my rooi tak is 2 plus 6 is 12. So nou kan ek die stroom deur die onderste tak gaan uitwerk. So ek gaan net deel aan die ander kant met 12. Wat is dit dan? Hmm? 1,2. En nou het ek wat ek nodig het om daai uit te werk. Wat is dit dan? En dis plus 1,2 maal 4. 4,8. Ek het wel dit gekry. Het jy 'n ander manier gebruik of is jy? Ja, ek is aan Net 'n stelle manier. Okay. Daar behoort 'n ander manier te kan wees in terme van onthou, omdat jou volts is mos nou 'n energiewaarde, né? Nee? So jou energiewaarde moet net jou weerstandwaarde match. So jy kan nou ook dalk met verhoudings gegaan het en gesê het, okay, maar onthou die volts split mos nou op. En daai ene gaan minder volts gebruik as daai ene gaan minder volts. So jy kan ook met die verhouding van die volts 10-10-1 dit ook uitgewerk as jy weet het wat is die totale volts. Maar ek dink hierdie is maar net bietjie makliker onthou. Jy kry mos altyd 'n punt vir jou formule vir die instel van jou waardes en vir jou antwoord. Maar in hierdie geval, as jy die hele tyd dieselfde formule gebruik, gaan jy net een keer 'n punt kry vir die formule en dan vir die waardes. Jy gaan nie noodwendig altyd vir die antwoord kry nie. Dan het jy weer vir die instel van die waardes, heel moontlik, en dan hierso weer vir die instel van die waardes en vir jou antwoord. Dis heel moontlik waar jy jou punte dan sou kry vir die fout. Okay, so ek weet nou nie waar ek myself nou daar afgesny nie. Ek hoop nou die video maak sin, maar in elk geval. Bereken die energie, dis weer wat in 2 minute, wat ons altyd moet vat na sekondes toe, in die resistor R omgeskakel is. So, onthou weer,
is altyd jou drywing maal delta T. En jy het 'n klompie formules om jou drywing uit te werk. Jy het mos I² maal R of V² op R. Ek gaan nou sommer gaan met I² maal R, net omdat dit die ons het nou al daai inligting. Jy het die volts ook, maar die I gee hulle vir jou, so hoekom dan nou nie met hom werkie. So dis 1,8 maal sy weerstand is 8 maal 2 maal 60. Dit gee wat is wat het ons gesê 3110,4 joules vir energie altyd. Dan sê hulle die 4R resistor word met 'n ammeter vervang. Hoe sal die lesing op die voltmeter beïnvloed word? Skryf slegs neem toe, neem af of bly dieselfde en dan moet jy jou antwoord verduidelik. Nou, soos wat ons nou nog gesê het, 90% van jou elektrisiteitsscenario's kyk jy altyd wat gebeur met jou totale weerstand, want jou totale weerstand beïnvloed jou stroom. So ja, die feit dat daar 'n ammeter gaan wees, gaan jou weerstand verander, maar gewoonlik kyk ons dan, jy weet, as daar 'n skakelaar is, dan val een van jou takke weg. En as een van jou takke wegval, dan verhoog jou totale weerstand. Maar wat nou gaan gebeur is, daar's nie 'n tak wat wegval, daai tak bly daar, maar ek het basically nou sy weerstand uitgehaal, want ammeter het 'n verskriklike lae weerstand. En die reël by elektrisiteit is jou grootste stroom volg altyd die pad van die minste weerstand. So wat nou gaan gebeur is, jy het nou uiteindelik vir hulle baie maklik gemaak. Nou het hulle 'n keuse. Ek moet of 'n baie moeilike pad hardloop of 'n landslide. So hulle gaan definitief eerder daardeur hardloop, soveel sodat daar amper geen stroom meer daardeur gaan nie. En omdat jou volts direk evenredig is in jou stroom, as jou stroom gaan afneem deur daai tak, gaan jou volts ook afneem. So die antwoord daar is die feit dat dit afneem. En jou rede is, die ammeter se weerstand, jy moet praat van die ammeter se weerstand. So jou ammeter se weerstand is baie laag, wat beteken jou grootste, amper al jou stroom gaan daardeur gaan. En omdat jou volts direk evenredig is in jou stroom, as die stroom daardeur gaan afneem, dan gaan die volts ook af.